Sagaria 14, die 8ste vers. En in die dag sal daar lewende waters uit Jerusalem uitvloei, die een helfte daarvan na die oostelike en die ander helfte daarvan na die westelike see. Somer en winter sal dit so wees. En die Here sal koning wees oor die hele aarde, in die dag sal die Here een wees en sy naam een. Die hele land sal soos die vlakte word van Geba tot by Rimmon, suid van Jerusalem, maar Jerusalem self sal hoog wees en woon op sy plek, van die poort van Benjamin af tot by die plek van die vorige poort tot by die hoekpoort, en van die toring Hananeel tot by die parskuipe van die koning. En hulle sal daarin woon, en daar sal geen wanvloek meer wees nie, en Jerusalem sal in veiligheid woon. En dit sal die plaag wees waarmee die Here al die volke sal tref wat opgetrek het om teen Jerusalem te veg. Hy sal hulle vlees laat wegteer terwyl hulle nog op hulle voete staan, en hulle oë sal wegteer in hulle holtes en hulle tong wegteer in hulle monde. En in die dag sal daar 'n groot verwarring van die Here onder hulle kom, sodat die een hand van die ander sal gryp, en die hand van die een hom sal verhef teen die hand van die ander. En Juda sal ook in Jerusalem veg, en die rykdom van al die nasies rondom sal ingesamel word, goud en silwer en klere, 'n groot hoeveelheid. En so hierdie plaag is, sal die plaag wees van die perde, die myle, die kamele en die esels, en van al die diere wat in daardie laars is. My broer en suster, ek wil met u gesels volgend in die woord van die Here, en ek wil praat oor die slag van Armageddon uit die oogpunt van kinders van die Here. Baie mense, kinders van die Here, kom op 'n plek in hulle lewe dat hulle dink, Here, weet u van my? Gee u om? Sien u my pyn? Here, is ek alleen op aarde? Die enigste mens wat u nie in belang stel nie? Want Here, u weet, met my is daar soveel dinge wat aangaan, en dit lyk vir my, Here, u is betrokke net by ander mense, maar u dink nie aan my nie. Nou ek wil vanoggend vir u iets vertel, wat jou laat besef, dat jy elke dag, en elke oomblik in die oog van die Here is. Pastoor Redlinghuis vertel vir my hierdie verhaal. Hy sê sy jong seun is hulle op pad konferensie toe van Oos-London af. Hy sê, en hulle moet streinry daar die jare konferensie toe bo in Johannesburg. En wat gebeur is, in die treinry het mamma altyd lekker eetgoed ingepak. Nou jy weet, ons Afrikaners, as ons nou lang pad vat, jy weet, dan is daar altyd eetgoed. Ek weet, in ons huis, soos ons hier afdraai vat by die casino, en sê ek, mamma, al uit die kos, dan begin ons eet. Nou, dit was een ding, of is een ding van ons Suid-Afrikaners, ons kan lekker eet. Deur die genade van die Here leef ons in die land van melk en honing. Voorheen nog meer so. Hy sê, en hy sit in die trein, en hy sien sy pa, sit ook in die trein, by die venster, hy sy bene is so bietjie opgetrek, en hy kyk by die venster is oopgemaak, die trein hardloop lekker, mamma en die ander kinders sit op daardie heerlike banke wat in die trein was. Weet, soms dink ek, die Suid-Afrikaners, weet jy, ons het 'n goeie spoorwegstelsel gehad. Vandag nou nie meer nie, maar daai jare was almal lekker geweest om trein te ry. Hy sê sy pa sit daar, en hy's diep in gedagte, en hy eet 'n hoenderboutjie. En toe hy hierdie hoenderboutjie klaar geëet het, toe byt hy die beentjie, en hy
suig die sousie so uit, en hy vat die beentjie en hy gooi hom by die venster uit. Land daar in die ander treinspore, en die trein is op pad, ry lekker. Hy sê, en die volgende dag is hulle by die konferensie, en die gees van God begin vaardig word. En die Here begin praat met die mense in die gehoor. Ek dank God, want hy maak altyd bemoeienis met sy kinders. Halleluja. En die Here begin om mense by die naam te noem, en die Here praat oor hulle dinge, en goed wat hulle doen, en dinge wat voorlê, en dat die Here hulle sal help, ensovoorts. Maar toe praat die Here, hy sê, ek wil vanoggend praat met jou, dat jy kan weet dat ek 'n God is, wat jou raak sien. Want jy sit in die trein, met jou bene opgetrek teen die wasbak, en jy kyk by die venster uit, en jy kou so lekker aan 'n hoenderboutjie. Hy sê, en toe jy klaar is, toe kou jy die ou beentjie, en jy suig hom, en jy gooi hom by die venster uit. God sê, ek praat vanoggend met jou. Ek wil vir jou vanoggend sê, jy sit hier, en die lewe is hier buite aan die gang, en dinge is besig om te gebeur, en jy wonder, my God, waar staan ek? Wat gaan gebeur? Here, die wêreld daar buite is boos, jy sien goed gebeur, en jy besef, hierdie straat begin nouer word, een of ander tyd gaan die goed gebeur, en Here, tel ek jou moontlik, sal ek daar wees, my God, ken nie my naam, Here, want alles wat gebeur is so verkeerd, my God, het lyk asof Satan met sukses aanpak wat hy doen. Ek wil jou net sê, dit was alles in God se plan, hoor. Ons het die afgelope tyd in Suid-Afrika sekere goed gesien. Die heel eerste ding wat ek kan onthou, wat ek geweet het, die moeilikheid aan die kom is, toe hulle God uit ons land se grondwet uitgehaal het, die Here Jesus. Toe kom hulle met 'n ding en hulle sê, jy mag nie meer jou kind 'n pak slaag gee nie. Kan jy dit onthou? As jy nou 'n kind pak slaag gee, gaan die ouers tronk toe. Dis goedgekeur, is in die wet. Toe kom hulle met 'n ding en hulle sê, vuurwapens. Jong, jy mag nie meer vuurwapen besit nie. Jy moet soveel rigmarole deurgaan, dat jy eintlik voel, ek wil die wapen weggooi. Die derde ding wat gebeur is, hulle vaardig 'n wet uit, dat een van die dae, die wet is klaar, daar is goedgekeur, gaan jy net gaan na 'n staatshospitaal toe, en hulle gaan jou daar dokter, en almal wat leef en beef gaan 'n ekstra addisionele tax betaal vir dit, so die hospitale, die gewone dokter gaan naderhand begin uitval. Jy weet daarvan. Maar in Suid-Afrika is daar ongelukkig nie genoeg dokters om hierdie plan in werking te druk nie. Die kibane wat hulle inbring en die ouens uit die ander lande uit is van nie so goeie gehalte nie. En nou die laaste wetgewing wat ons gesien het tot nou toe, is die Bella wetgewing wat sê, jy weet, jy mag nie meer vir jou kinders uit die skool uithou nie, hulle gaan nou opgevoed word, soos die regering sê, gee meer privaat skool, en as daar privaat skool is, die kriteria sal vasgestel word deur die regering, en jy kan ook nie jou kind uit die skool uithou en sê, ek het hom gehomeskool nie. So, hulle is besig om die familiestruktuur af te breek. Alles wat nou gebeur is negatief. Dit begin om die gemeenskap, die familie op te breek en begin om die kind te plaas in die regering se hande, want hulle wil hê daar moet chaos wees. En ek het nou dag 'n prentjie gesien of 'n video van 'n ma wat in die vliegtuig sit en haar seentjie skop hierdie ou aanhoudend hier voor. En hy draai om en sê, ag mevrou, praat net met jou seun, jy weet. En sy sê, weet, hy doen niks verkeerd nie, hy kan maar aanhou skop. En hierdie ou voor word kwaad. En ja, dankie Here, ek was nie in daai vliegtuig nie.
dan was ek weer in die koerant. Maar die man wat agter die vrou sit, hy sien dit en hy sien hierdie vrou het geen dissipline nie. Want wat hulle vandag wil hê, jy weet, is streng kinders en gehoorsame ouers. En die man wat agter as dit staan op en hy gooi sy warm koffie op die vrou uit en sy begin skree en te kere gaan en so na oorfluister hulle, dis net die begin, beheer jou kind of. En so verstaan sy dit onmiddellik, dit werk soos 'n bom. So wat aan die gebeur is die afbreek van standaarde in die wêreld en ook hier in Suid-Afrika. Goed, ek gaan nie oor die kerke praat nie, want dis 'n fiasco. Ek wil vanoggend vir jou vertel, jy wat hier sit, en jy sien hierdie dinge om jou gebeur, God het nie van jou vergeet nie. Ek wil vir jou sê, dit is eintlik tot jou voordeel, dat hierdie goed gaan gebeur, en reeds gebeur, want God het 'n plan vir jou. En daardie plan is, dat die Here gaan kom, vir hulle, wat gesê het, Here, kom woon in my lewe. Here, vat my verlede weg, my God, wis dit uit, met die kosbare bloed, Here, skryf my naam in die boek van die lewe, en jy het 'n verhouding met die Here. Dan gaan die Here kom op 'n dag, die trompet gaan blaas, en die blou asiere gaan skeer, en daar gaan wolke in die hemel wees. Die Here gaan nie sy voet op die aarde sit nie, want die wegraping is vir die kind van God, die wederkoms is vir die Jood. En dan is ons by die Here, en ek wil ook nie daaroor praat nie. Maar dan gaan daar 'n dag kom, luister mooi, waar die heiliges, die kinders van die Here wat in die hemel is, saam met die Here, gaan 'n opdrag kry, maak julle gereed, kry julle perde, staan reg vir die bevel, en die perde gaan rondtrippel, en hulle gaan snorken met hulle voete so krappe, en hulle gaan jou baie mooi verstaan, jy sal dit nie glo nie, hy perd is mal oor jou, dis asof jy hom groot gemaak het, jy gaan van jou perd hou, en jy gaan nie bang wees om perd te ry nie, en al die aardse goed gaan verdwyn. En dan gaan die bevel kom, en die woord van God sê, en die Here Jesus gaan staan op die Olyfberg, en die Olyfberg gaan in twee split. Halleluja, en die water gaan uit hom uitloop, oos na wes, en dan gaan daar iets gebeur. Daardie dag is 'n unieke dag, kom ek vertel hier van daardie dag. Daardie oggend, wanneer al die vyande wat om Jerusalem en in Jerusalem is, opstaan daardie oggend en vroeg klaarmaak en hulle tande borsel en hulle AK-47 gryp en wat ook al hulle gaan gebruik om hierdie mense dood te maak, gaan hulle agterkom, die son kom nie op nie. Die son kom nie op nie. Dit sal al reeds vir ons daar in die hemel die teken wees, yes, vandag is die dag. En dan gaan die mense sê, ons verstaan dit nie, die son kom nie op nie. En dan gaan dit 'n hele dag van duisternis wees. Maar die woord van God sê, teen die aandse kant, wanneer almal nou gereed maak om hulle uniforms uit te trek en hulle pyjamas aan te trek en in die kooi te gaan lê, sê die woord van God, dan skeer die blou asiere en dit word lig teen die aandse kant. En dit gaan die wêreld in verwarring bring, want nou is dit nie meer dag nie, dit moes nag gewees het, en toe dit nag was, toe word dit dag. En daardie oomblik gaan ek en u op perde saam met die Here aarde toe kom en die wonderlikste dinge gaan gebeur. Nou luister mooi, baie mense dink en preek, ons gaan saam met die Here veg en ons vyande gaan ons vernietig. Luister, jy gaan niks doen nie, want die woord van God sê, die stryd is syne. Halleluja. Die woord van die Here sê die volgende, en uit sy mond sal daar 'n skerp swaard gaan, wat die nasie sal oordeel.
Terwyl daar die vyande bykans by die 20 miljoen van hulle. Dit sluit in Rooi-China, dit sluit in Turkye en al die Arabiese lande plus die Afrika state. En nou wil ek vandag vir jou sê, Suid-Afrika gaan ook daar wees. Pastoor, hoe weet jy? Man, is heel eenvoudig. Toe Israel teen Hamas beklei, was ons president die eerste ou wat gesê het, nou gaan ons 'n saak maak teen Israel. Nou ja, ek wil nie meer uitbrei oor meneer Ramaphosa nie, want ek vermoed hulle sal my toesluit. Maar dit kan ek jou vandag sê, dat daar Suid-Afrikaners gaan wees daar. Ek het geluister na die gesprek op BRICS, waar meneer Ramaphosa gesê het, is nou tyd om op te tree teen Israel. So ek kan jou garantie, Suid-Afrikaners gaan daar wees. Die ouens wat na hierdie video gaan luister, moet mooi luister, as hulle jou eendag oproep weier om te gaan. Want dis na die wegraping, ons is in elk geval in die hemel, en nou kom ons terug met die wederkoms van die Here. So daar gaan nasies wees wat jy nie kan tel nie, soos die sand van die see. Ons gaan op ons perde sit, en ek weet hoe lyk hy saal nie, miskien ek 'n cowboy saal, en ek sal my hande op die knop sit, en ek sal aanskou wat gebeur. En die woord van God sê, uit die hemel uit, gaan 'n halstene val, 80 kilogram swaar. 'n sakkie sement as ek reg is. 50 kilogram, skus, 50 kilogram. Ek dink aan die prys jare terug, R80. Uit die hemel uit val daar ysblokke. Het jy al gelees wat die woord van die Here sê vir Job? Hy sê, het jy gesien my magasyn, my stoorplek, waar ek die ysblokke hou vir daardie dag, wanneer ek gaan afreken met die vyande van Israel? Dan gaan daar die ysblokke val, en dit gaan die mens verpletter, soveel so, dat die bloed sal vloei, in die dal van Josafat, die woord van God sê, die perde se stange sal so gelyk wees, die perde gaan in die bloed en water swem, want die haal gaan op 'n stadium smelt. Die ander ding wat gaan gebeur, die woord van God sê, hulle oë gaan uit hulle kop uit verteer. Hulle tonge uit hulle mond uit verteer, terwyl ek en jy kyk. En ek en jy staan, en ons sien hierdie dinge, wanneer God met hulle afreken, wat teen Israel opgetrek het. Nou gaan ek vir jou iets sê. Die woord van die Here sê, wanneer hy met hulle afgereken het, dan gaan hy vir die voëls van die hemel sê, en die diere van die veld, kom eet, 'n feesmaal wat God vir julle voorberei het. Nou as die Here dit nie gedoen het nie, het u gedink wat se pestsiektes gaan uitbreek as 20 miljoen mense daar dood lê? Dan stuur die Here hierdie scavengers, en hulle kom, hulle eet al die vleis op, en al wat jy kry is bene, so daar breek die pestsiektes uit nie. Dis ook die laaste keer, dat die diere van die veld sal vleis eet. Want dan breek die millennium aan. Maar luister hier, ek wil bietjie vir jou iets vertel. En dis hier waar ek wil stil staan vanoggend. Jy sien, die Here gaan afreken met hulle wat heidaglik hierdie aarde regeer, naamlik die Illuminati. Hulle die hoi polloi, wat dink ek en jy is sommer maar net iets. Hulle wat die wêreld die bevele gee, en moenie dink dat meneer Ramaphosa al hierdie wetgewing sommer net eendag inspirasie gehad het en gesê, nou gaan ons sê, kinders mag nie meer geslaan word en goed nie. Nee, hy ontvang sy opdragte van hoër af. Hy kan maar maak wat hy wil. Dit is wat heiliglik gebeur. Sy opdragte kom nie uit sy brein uit nie, dit kom van hoër af. Dan gaan God met hulle afreken. Die woord sê, hulle gaan in spilonke wegkruip. Jy geweet, Amerika het baie stede ondergrond. Hulle het selfs tonnels waar groot trokke ry.
en het van die een staat na die ander staat vervoer ondergrond. Julle kan dit gaan kyk eens op YouTube. Gaan kyk het. Daardie mense wat wegkruip en dink hulle kan onderuit die grond uit die wêreld regeer. God gaan met hulle afreken. Luister mooi. Elke ou wat in die parlement gesit het en gestem het vir hierdie wetgewing om die gemeenskap in die huisgesin af te breek, God gaan met hulle afreken. Daardie prokureurs wat hulle gebruik het om sake in te dien, God gaan met hulle afreken. Daardie regters wat die goed bevestig het, God gaan met hulle afreken, ek sê dit nou vir jou. En elkeen wat gaan meedoen en toesien dat wetgewing toegepas word teen die kinders van die Here, God gaan met hulle afreken. Moenie dink as jy betrokke is by hierdie mag van die Satan, die draak, dat jy dit gaan vyspring en sê, o, maar ek het maar net opdragte uitgevoer nie. Jy gaan jou straf nie vryspring nie. Hoor nou vandag wat ek jou sê. Die woord van God sê, ek gaan dit jou goed voor oë. Ek gaan jou straf, sê die woord van die Here. Jy kan dit gaan lees. Daar gaan 'n dag kom, dat God gaan afreken met die vyande van die kinders van God. Ek het 'n preek daaroor, hy's op YouTube, maar ek wil jou nou vandag iets sê. Daar gaan 'n dag kom dat God gaan afreken teenoor jou vyande, wat jou hel op aarde gee by jou kantoor, in jou familie, en waar ook al jy gegaan het in hierdie lewe, en daar mense was, wat iets teen jou gehad het, omdat jy kind van die Here is. Dis waarom ons in hierdie lewe mense kry wat sê, ag jong, jy weet, hy kom hy die happy clappy set. Ja, hy sê happy clappy man, jy nie omsteer nie. Sekte, moet jou nie aan hulle steer nie. Wededopers, jy weet hulle sal jou kry, dan krokodille man, hulle sleep jou net doopbad toe. Mense wat die kinders van God afgebreek het, hulle gaan ook eendag gestraf word. En die woord van God sê, nie ligtelik nie. Ek kry daai pastore jammer, wat valse leraars geword het, en die volk van God probeer mislei. Ek sien die paus, hy sê, Jesus Christus was 'n mislukking, dis hoekom hy gekruisig is. Hy het die nuwe wêreld godsdiens aangekondig, en jy sal nooit raai nie, in Amerika, die protestantse kerke, het herlewing onder hierdie bewind, jy weet, een wêreld godsdiens. Kan dit gaan kyk, is op YouTube. Gaan Google dit. Die wêreld is besig met vals goed, en hier in Suid-Afrika, het dit klaar begin kop uitsteek. Dinge is besig om te gebeur. Dit maak jou bekommerd. Here, wat van my? O my God, jy weet, Here, my lewe is nie soos ek het graag wil hê nie. Wie van u is nie bekommerd oor u geestelike lewe nie? Ons is almal bekommerd oor ons geestelike lewe. Ons is almal bekommerd, Here, sal ek hy merk maak? Here, want die woord sê, breed is die pad wat na die hel lei. Nou die pad wat na die hemel lei. En weinig sal dit vind. Ek wil vir jou sê vandag, hoeveel mense dink julle werklik in hierdie Bloemfontein is kinders van die Here? Oor die hele stad is? Nee, weinig. Hoor my vandag. Weinig wat 'n verhouding het met die Here. O ja, hier's niemand in Bloemfontein wat nie weet van Jesus nie. Maar die woord van God sê nie, ons moet van hom weet nie. Die woord van God sê, ons moet 'n verhouding hê met hom. Maar ek wil vir jou moed gee vanoggend. Die woord van die Here sê, hy wat die goeie saak in jou begin het, sal dit voleindig. Ek wil vir jou sê, skep moed.
skep moed. Ek wil vir jou sê, ja, die oog van die Here slaan ag op jou, wat jy doen, wie jy is, maar ek wil vir jou sê, God gaan jou nie los nie. Maar my broer en suster, jy kan ook nie op jou laure sit en sê, jy weet, ek gaan 'n rocking chair kry, ek gaan ook hemel toe nie. Nee. Jy moet dan doen iets, want die woord van God sê, dat ons moet werke hê, om ons geloof te bewys. So ek wil vir jou sê vanoggend, dat jy weet, baie mense dink om hemel toe te gaan, moet jy 'n Billy Graham wees. Jy moet 'n Jimmy Swaggart wees. Ek wil vir jou sê, ordinary people, 'n gewone ou soos ek, kan hemel maak deur God se genade. En elke persoon wat hier sit, kan hemel maak deur God se genade. My broer en suster, die Bybel het mooi voorskrifte. Kom, ek en jy, hou net by die voorskrifte, man, dan wil ek vir jou sê, we're gonna make heaven. En ek en jy gaan aanskou, wanneer ons saam met die Here Jesus terugkom, hoe hy beheer neem van hierdie wêreld, want die woord van God sê, hy gaan regeer soos met 'n ysterstaf oor erdepotte. Dan my broer en suster, vir 1000 jaar lank, gaan ons op hierdie aarde wees. Hulle noem dit die millennium. 1000 jaar vrederyk. Nou baie mense sê ons is al in die vrederyk. Ek wil met jou stry, want hierdie Satan is al 'n verskriklike lang ketting wees, want hy doen nog net wat hy wil. Want in die vrederyk, sê die woord van die Here, die leeu en die lam sal saam wy. Hulle gaan nie meer vleis eet nie, gras. En die woord van die Here sê, 'n klein seentjie sal die beeste en die beere aanjaag. Ek wil jou nou sê, as jy dink ons is in vrederyk, gaan zoo toe en gaan klim in 'n beer se hok. Ek daag jou uit. Sê vir hom, ou baas, kom lê hier by my. Hy al 'n beer gesien bid. Hy gaan sê, dankie Here vir my kos. Ons is nie in die vrederyk nie, maar dan wanneer die Here en ons saam met hom terugkom, dan gaan ons die vrederyk smaak, waar daar nie meer 'n duiwel is wat ons verlei nie. Nie meer moeilikheid is op hierdie aarde nie. Wanneer God die wêreld wys, moes dit geregeer gewees. So wat sê ek vir u? Ek het u vertel van die toekoms. Moenie nou vaskyk teen die donkerheid van hierdie wêreld nie. Nee, ek wil vir jou sê, daar vorentoe lê wonderlike goed vir my en vir jou weggesluit in die Here. En die Here gaan ons neem, en ek en jy gaan soos konings hierdie aarde betree. En ek wil nou vanoggend vir jou sê, as jy nou sit hier vanoggend en jy sê, jy weet, ek wil nie 'n koelie daar sien, of soiets, dan wil ek vir jou sê, God gaan jou teleurstel, hoor, want daar gaan wees al die klere. En nou sê daar baie mense, ek hoor nou die dag hulle sê, nee, dis net mans, daar gaan vrouens wees, duisende. Ek dink partymal meer vrouens as mans. Jy sien die Here is nie selektief nie, wat aangaan oor jou velkleur nie, en of jy man of vrou is nie. God kyk net na die hart. Halleluja. En ek dank God daarvoor, want weet jy wat, die woord van die Here sê, daar gaan herlewing kom voordat hy op die wolke verskyn. En my broer en suster, ons gaan saam bid met ander nasies, volke en tale, gaan ons God verheerlik. Nie denominasies nie, ek wil nou vandag vir jou sê, in die hemel is daar nie denominasies nie. Jy weet, as jy in die hemel kom, al die AGS ouens sit asseblief hier, en die Pinksterprobleemkinders, julle sit 'n bietjie hier, en so nee, daar gaan nie so iets wees nie. Nee, daar is net kinders van God in die hemel. En ek sien uit daarna. Weet jy waarna sien ek uit? Ek sien uit om my oupa Grootjie te kan sien. Hy het tot bekering gekom 72. 72 toe lei my nuwe ouma Letty, my oupa na die Here toe. Hy trou met 'n Engelse
nooi Letty, ouma Letty, Fins is haar van gegee. Sy lei hom na die Here toe, Engelse dame. Ek sal graag met hom wil gesels. Oupa Jan Bom, ek sal hom graag wil sien. Ek sal my pa en my ma graag wil sien. Ek het 'n boetie wat daar bo is, wat ek graag wil sien. Maar ouens, dis nie die beste nie. Ek het 2 kinders daar bo. Ek sal hulle graag wil sien. Hulle het nie name gehad nie. Ek moet hulle nog name gee. Ek gaan hulle sien. Ek gaan al die ouens sien wat ek geken het in die Here. Hulle gaan daar wees. Hulle gaan bly wees om my te sien. Ek gaan bly wees om hulle te sien. Maar die beste van alles, my broer en suster, I'm going to see Jesus. I'm going to see him. Wat na my kyk en sê, ek sien nie jou foute nie. Want die woord van God sê, die liefde bedek alles. Hy gaan my sien soos ek is, met al my foute, maar hy gaan sien ek het hom lief. En hy gaan my lief hê, vir daai stukkie wat ek hom lief het. En hy gaan my omhels. En hy gaan vir my een ding sê, maar hy gaan dit vir almal sê. Oor min was jy getrou. Oor vele gaan ek jou aanstel. Ek en jy gaan hemel maak, nee. Ons gaan hemel maak. Ek wil jou 'n vraag vra. Kan jy net jou hand opsteek as jy nie wil gaan nie? Ek wil net graag sien. Ons wil almal hemel maak. Prys God. Jy kan 2 opsteek as jy wil gaan. Halleluja. My broer en suster, hierdie wêreld hou vir ons niks nie. Moeilikheid. Die heerser wat oor hierdie wêreld kom, is 'n moslim. As jy sien wat Hamas gedoen het, hoe hulle vrouens, ou tannies, ou ooms, babas kop afgekap het, die dinge wat hulle gedoen het, en dan hardloop en agter mense gaan skuil, dis Hamas, dis moslim. Dis hoe hulle is, hulle gee niks om vir hulle medemens, hulle gee nie eens vir mekaar om nie. Hulle wil net bloed sien. Dis 'n godsdiens van geweld. Hulle gaan oor die wêreld kom. As jy verkies om agter te bly, good luck, jy gaan dit nodig hê. Maar ek wil vir jou sê, as jy vanoggend hier sit en jy sê, Here, ek wil definitief deel wees van hulle wat gaan en weer terugkom in die Here, dan gaan die Here vandag kennis neem daarvan. En hy gaan jou neem en vir jou sê, kom my kind, kom ek en jy stap die pad. Want dit wat vir my en vir jou voorlê, is hemel. Vir die ander mense is hel. Ons het net daai 2 keuses. Dis nie wonderlik. Daar's net een weg. Sy naam is Jesus. Ek preek Jesus, want ek weet daar's nie 'n ander weg nie. Ek vertel jou van Jesus, want ek ken hom. Hoe staan jou saak volgens my Here? Staan jou saak, is jy seker jy gaan? Maak seker volgend. Moenie sê ek sal dit na diens doen nie. Doen dit volgende daar waar jy sit, ek gaan niemand uitroep nie. Maar daar waar jy sit vanoggend, daar waar die Heilige Gees saam met jou is, met jou hart spreek vanoggend en vir jou sê, hoe lyk die saak? Laat ons dit uitmaak. God sê al was dit so skarlaken, dit sal wit word so sneeu. Halleluja. Vanoggend, as jy staan en almal se oë is gesluit, dan steek jy jou hand op,
En jy sê, Here, hier's ek. Dink aan my. En as jy vanoggend hier sit, en jy sê, ek is 'n moordenaar. Onthou die man aan die kruis was ook een. Toe hy sê, Here, dink aan my. Sê die Here nie vir hom, nee, jy het te veel mense doodgemaak. Jy het dit gedoen en jy het dat gedoen nie. Hy het net eenvoudig gesê, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Amen. Kom ons staan. Praat jy met die Here vanoggend. Steek jou hande op as jy dit nodig het om te doen, terwyl ek jou lei in gebed. Almagtige God en Hemelse Vader. My God, as ons rondom ons kyk, dan sien ons 'n donker prentjie. Maar my God, as ons oë op U rig, Here, dan sien ons die uitkoms, die verlossing, Here, want in U alleen, my God, is die verlossing. Ek wil vanoggend intree vir hierdie gehoor mense. Here, ek wil vir myself in hierdie mandjie plaas. Ek wil vanoggend na U roep en sê, Here, asseblief my God, laat nie een van ons ontbreek. Here, daardie dag is daardie bassein blaas. Ag my God, ag ons waardig, asseblief Here. Here, ons maak soveel foute. Maar my God, is nie omdat ons U nie lief het nie. Here, dis maar net die vlees, Here. Help ons, my God, om te oorwin. Help ons, Here, wat ons is lief vir U. Here, vat ons swak hand in U sterke hand en lei U ons asseblief, Here. Tel ons op, my God, dat ons eendag die voorreg sal hê. O Here, om langs U te sit op die troon, my God, in die oë te kan kyk, Here, in die liefde te kan ervaar. Elkeen wat vanoggend hier voor U is, Here, hulle wat hulle hande opsteek, Here, ek vra U staan by hulle stil. O my God, ek smeek U vanoggend, Here, vergewe hulle oortredinge. Maak hulle nuut, Here. O my God, neem hulle op hierdie smal weg, maar 'n lekker weg. Dat hulle sal ervaar, Here, U liefde en U genade, my God. Dankie, Here. U doen dit vanoggend. Ek dank U daarvoor, my God. Mag ons blydskap en ons dankbaarheid nooit by U verbygaan nie, Here. Ja, Here, hou ons stewig vas in U hand. In Jesus naam. Amen en amen.